En dan spring ek gou na Exodus 12 toe, na die Pasga. Waaroor gaan die Pasga? Nou ons weet, en ons het al so mooi duidelik gesien, dat elke ding wat in die ou verbond gebeur het, was 'n profesie van Yeshua, was 'n profesie van die nuwe verbond. En net so die Pasga. Nou die Pasga is vir ons bekend, ons weet van daai vervulling, maar wanneer jy die res van die Ou Testament lees, gaan soek die vervulling in die nuwe verbond. Nou Exodus 12 vers 5 sê, julle moet 'n lam hê sonder gebrek. Dis die instelling van die Pasga. Die Vader sê vir die volk, julle moet 'n lam hê. En hy moet wees sonder gebrek. Perfek. 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huis waarin julle dit eet. Jy moet die lam slag, hy mag nie gebrek hê nie, maar as jy hom slag gaan daar bloed wees. En daai bloed moet jy smeer aan die deurposte van die huis waarin jy dit eet. Jy moet daar wees. Jy moet daar wees. Vers 11. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van Jahwe is dit. Nou weer eens die vervulling van dit is die bloed in ons lewe. Yeshua is die lam wat vir ons geslag is. Sy bloed kom aan waar ons bly. Waar bly ek in hierdie liggaam? Hier waar ek bly moet die bloed kom. Niemand wat ek ken nie, nie my pa en my ma nie, nie my man of my vrou nie. Ja, my vrou glo en ek sal seker ook gered word. Nee, jy gaan nie. Die bloed moet in jou lewe wees. En dan hoe eet jy dit? Julle moet julle heupe omgord. Julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. Nou die oomblik as jy die bloed van Yeshua in jou lewe kry, is jy op pad uit Egipte uit. Dit is presies dieselfde. As jy daai wat hy vir jou daar beveel het verkeerd gedoen het, was jy dood jou voorland. As jy gedoen het wat hy gesê het, is jy veilig uit Egipte uit. Dieselfde met ons. Ons kan nie ons eie reëls maak nie. Ons kan nie besluit, maar my verlossing gaan so gebeur. Ek gaan dit en dit doen en dan gaan God my verlos. Kan nie. Dit moet op hierdie manier gebeur. Onthou, ons God is 'n God van geregtigheid. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En sy geregtigheid beteken, hy wyk nie af van wat reg is nie. Dis sy geregtigheid. Soek sy geregtigheid, nie jou geregtigheid nie. En hierdie verlossingsmetode wat hy bepaal het, was die enigste wettige manier om ons te verlos. Daarom moet ons bly by wat hy gesê het. Kan nie jou eie verlossing uitwerk nie. Jy kan nie sê, my lewe is goed genoeg. Ek lewe 'n goeie lewe, hy gaan my verlos. Jy het die bloed van die lam nodig. Vers 12, want ek sal in hierdie nag deur Egipte trek en al die eersgeborenes in Egipte tref, van mense sowel as diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek Jahwe. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huis waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. Dit is so duidelik vir daai mense gewees. As jy gesê het, ek gaan die bloed aan my deurpos smeer, maar vanaand moet ek my beeste gaan oppas, hulle is in die veld. Dan gaan die dood nie by jou verbygaan nie. Jy moet daar wees. Nou dit was so streng daai tyd, want dit is so streng nou. As die bloed nie in jou lewe is nie, gaan jy sterf. Sterf van wat? Van dit wat ons geërf het van Adam en Eva. Ons is doodgebore. Ons moet verlos word. Nou Lukas 1 vers 30 is die aankondiging van die vervulling van die Pasga. Die Pasga is 'n profesie van die verlossing van Yeshua. En Lukas 1 vers 30 kondig die engel dit aan vir Maria. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Yeshua noem. Hy praat met 'n mens en hy sê, jy gaan swanger word en jy gaan 'n God voorbring. Daar gaan 'n God uit jou gebore uitword, maar hy gaan mens wees. Dis natuurlik, selfs die Christenwêreld het 'n massiewe probleem met dit.
dat Maria 'n maagd was en dat 'n God uit haar gebore is. Selfs ons gedagtes sukkel daarmee. Kan dit wees? Yeshua was volkome mens, hy is die een van die belofte, hy is die Messias, hy is die Christus, hy is die gesalfde ene. Vers 32, Yeshua sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En Jahwe sal aan hom, Yeshua, die troon van sy vader Dawid gee. So hierdie was beloftes van baie jare, hier kom die engel en sê, nou, hier gaan dit nou gebeur. Vers 33, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En dit is die lam van die Pasga.